Goeiemôre en welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Ons het hierdie week oor die Ecological Awards wat Suid-Afrikaners wat 'n verskil maak al vir 15 jaar vier gesels. Ons het uitgevind waaroor The Sewing Club gaan, 'n interessante inisiatief wat naaldwerk weer cool maak. Ons het op 'n nuwe manier om te beweeg gefokus, 'n inspirerende storie oor hoop vir kinders met akondroplasie gedeel en met Bok van Blerk en Nadia Bekes oor hulle teaterproduksie gesels. Die fokus op volhoubaarheid en omgewingsbewustheid word al hoe belangriker. Vir die afgelope 15 jaar vier die Ecological Awards Suid-Afrikaners wat kreatiewe en praktiese oplossings vir sommige van ons land se grootste omgewingsuitdagings bied. Ons het met die stigter van die toekennings, David Parry Davies, gesels om meer uit te vind. Morning and welcome to the show. Goeiemôre and good morning, Peter. There we go. So listen, for those who may not be familiar, what are the Ecological Awards and what inspired you to start them? Peter, the Ecological Awards came about as a result of my complete failure. You see, in the year 2000, I launched this environmental encyclopedia, A to Z of environmental issues in South Africa, because I used to believe that if you tell enough people about how we're messing up the planet, that it would change their behavior. They'd stop messing up the planet. Turns out I was wrong, because I did a sanity check after 11 years of publishing this book. 2011, I did a sanity check to see if it was working, and to my horror, I found out it's not working. It's making too many people feel depressed and powerless, which is exactly the opposite of what I wanted to achieve. So in 2011, we did a complete 180-degree turn, and we said, instead of telling people how we're messing up the planet, let's showcase successes, how people are doing good for people and profit. And that was the basis of the Ecological Awards. Showcase and share successes, how people are addressing environmental issues and benefiting themselves, the planet, and profit. Incredible. Now, this is the 15th year of the awards. How have you seen the sustainability space in South Africa evolve over this time? Peter, it's changed enormously. It used to be a corporate nice to have. And then government realized the severity of the situation. They started introducing legislation. Now it's legally binding for companies to take on sustainability. But more importantly, the smarter businesses are realizing that sustainability is not only good for business efficiency, but it actually improves profit as well. So the whole culture around sustainability has changed significantly. Yeah. So there must be ample stories that you can share about, standout examples from the past winners that really show how innovation can make a real difference. Okay, let me start on the dirty side of things, Peter. Let's start with human urine. This comes out of huge, big buildings in Johannesburg, etc. Imagine the volume of the stuff that comes out. But UCT invented a way to use human urine for creating construction building blocks. So instead of wasting all this pee, they're using it very efficiently. And then another dirty story about your loo. These guys invented something called the Arum loo. So they copied the shape of the Arum lily, so that due to the shape of the loo, they save about 40% of the water that would normally be used just by what's called biomimicry, copying nature to become more efficient. So that's on the dirty side of things. But then Kruger municipality, for example, took all their plastic waste, and instead of just throwing the stuff in to be in dumps, etc., they created a road, a highway made out of plastic. And it turns out that this thing is more efficient, it's more durable, and it's more cost effective. So Kruger municipality, thumbs up to you guys. And then Netcare, all their medical waste. Imagine all that plastic that they produce from medical waste, the tubes, the masks, all that sort of stuff. And instead of wasting it, they decided to make schoenen, school shoes for kids out of plastic. Yes. And hundreds of kids have got free shoes as a result of this plastic waste coming from Netcare.
And then Green Pop, you may be familiar with this group that do the planting every year, but they designed a vertical food garden for people in townships to be able to create their own food security by growing foods vertically against their shacks. So, I mean, the diversity of innovations and things that have come about, it's so uplifting, it's inspiring. It really makes me feel good about the environment. I can hear the excitement, I can see it, I can feel it, I can share it. You mentioned that the eco-innovation is also creating jobs. So how significant, is this for South Africa's economy? Peter, it's a little bit like the Industrial Revolution. A lot of people thought, when these machines come along, that basically it's going to take away jobs. Yeah, it did take away jobs, but it created a whole lot more. And what we're seeing now is in the environmental sector, there's a lot of new technologies, new innovations. One of the leaders in that field is the National Cleaner Production Center, a part of the CSIR. And they just simply innovate so many new ways of doing things. So it's spurning new jobs and increasing what's called the green economy. So it's hard to quantify, but it's there and it's growing. Fabulous. Now, these awards are open to a wide range of entrants. Who should consider entering this year? Well, anybody who wants to see an increase in their sales would be good to enter. Anyone who wants increased media exposure, thanks to people like you, which is good for their business. Public support, we found some organizations, community organizations, when they're put on TV, suddenly the local community want to support and participate with them. It's good for, if you want to increase your own staff morale. So those are the kind of people who'd be good to enter. But particularly, as I say, if you want to increase your marketing exposure and your sales, it's good for those people to enter the awards. Listen, time is running out. Where can people go to enter and learn more about the Ecological Awards for 2026? Peter, it's a go to our website. It's www.eco-logic-awards, one word, logicawards.com. And there you can see that we've got 12 different categories, ranging from climate change, water conservation, nature conservation, innovation, fashion, eco warriors, angels. There's 12 different categories that you can enter. Go to that website, www.eco-logicawards.com. David, thank you very much for sharing the great news, and I'm sure you're going to have a lot of entries and that we will be able to speak to you again soon. Gryp solank daai naald en garing. Ons verken die wêreld van naaldwerk net hierna. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ons het oor 'n inisiatief wat naaldwerk glo weer cool maak gesels. The Sewing Club bied werkswinkels reg oor die land aan, waar 'n mens nie net leer om naaldwerk te doen nie, maar waar 'n hele gemeenskap van kreatiewe mense ook bymekaar kom. Cindy Marie het meer vertel. Welkom aan jou. Dankie. Jy weet, dit is my baie interessant dat hulle my hierdie onderhoud laat voer, want dit is nogal iets wat ek glad nie kan doen nie, naaldwerk, maar ek wil baie graag. So, dis dalk nou 'n goeie ding. Ek sal dalk in die toekoms deel wees van 'n connection om nou te hê. Absoluut, absoluut. Maar vertel vir my, hoe het hierdie inisiatief begin? Right. Hoorie, eerstens so lekker om hier te wees. Ja, kom ons begin by die begin. 2020, ek het 'n klerebesigheid deur Dawn Clothing waar ons proudly local klere maak. Ons het ons eie fabriek hier in Pretoria. Ja. En soos wat ons uitgestal het by markies, was daar verskriklik baie mense wat vra soos, "Ag, ek love dit. Ek sal love om ook my eie klere te maak omdat ons proudly local is." En ons stal uit by markies waar ons nou ons klere verkoop. Ons het 'n fabriek hier in Pretoria, maar baie kommentaar wat ons kry omdat ons proudly local is, ek sal ook love om my eie klere te maak. So toe begin ons agterkom, daar's eintlik 'n need in die community van mense wat graag weer wil leer om te stik. Tot tannies wat verbystap wat sê soos, "Ek het nooit geleer om te stik nie, my ma het my nie geleer nie." Dis eintlik snaaks nou die aand in 'n klas as daar tannie en ek is toe nou 'n bietjie bekkig met haar en ek sê, "Wat doen tannie hier?" En sy sê, "Wel, my ma het my nie geleer nie, so ek moet iewers leer." Toe besef ek net daar is regtig 'n gaping. Ja, and we wanna fill the gap. Was jy verbaas geweest om te sien hoeveel belangstelling daar eintlik is? Baie. Oor die deure wat oopgegaan het, ek dink obviously die regte bemarking sal die regte spaak. So daar was die regte bemarking wat ons ingesit het en ewe skielik was net hierdie, ek wil amper dit 'n revival of sewing. Ja. Dit gebeur nou op die oomblik. So hoekom is dit vir julle so belangrik om nie net nuwe vaardighede vir mense te leer nie, maar ook om hulle ook te leer hoe om 'n gemeenskap te bou? Yes. So ek gaan draf gebruik. So Ja. As jy wil draf, as jy alleen draf, dis lekker, maar dis nie so lekker nie. Maar as jy in 'n groep draf, is dit baie lekker, verstaan? Ek dink is dieselfde met die stuk is, as jy saam mense stuk en ons wil regtig 'n community of creatives skep. Dis like-minded mense, hulle dink dieselfde, hulle voel dieselfde oor sekere goed. Dis so lekker om te sien spontaan in die klasse kom sekere gesprekke op. Ek dink ook hoe langer jy by mekaar stuk, jy word bietjie vulnerable, jy deel bietjie jou hart, jy kom by mekaar se harte uit. So dis regtig net cool. Ek dink enigiets in community is beter as alleen. Ja. Ja. Dit klink vir my soos 'n kuiergeleentheid. Dis baie lekker. Sê vir my, wie kan by julle werkswinkels aansluit? So enige iemand kan by ons aansluit. Ons het dit regtig simpel gemaak. So dit is vir die girl wat nie eers weet hoe om 'n knoop aan te werk nie en dit is ook vir die girl wat al haar eie klere gestik het. So regtig almal is welkom. Nou, hoe lyk 'n tipiese klas by julle? Jy weet, wat kan mense verwag? Okay, so jy sal inskryf vir level 1. Level 1 gaan jy opdaag. Ja. Ons gaan vir jou so 'n pakkie gee. Ja. Dan hier binne is alles wat jy nodig het. So hier is 'n klein stukkie lap en 2 knope. Ons gaan vir jou leer hoe om dit aan te werk. Ons gaan vir jou leer hoe werk die masjien. So wat is die technical? Die garing kom nie net van die bokant want dis al wat jy kan sien, maar dit kom eintlik van die binnekant ook. Daar moet altyd 2 garentjies wees. Hierdie is 'n wiel, daai is die masjien se voet. So as ek sê tel jou voet op, moenie jou fisiese voet optel nie. Verstaan al daai goed wat jy dalk
dalk nie weet nie. So dis lesson 1 of level 1. Okay, en dan level 2, dan gaan ons jou leer, klas 2, gaan ons jou leer om 'n sakkie te maak. So 'n zip is very intimidating, okay? I'm not gonna lie, even me, my eerste keer, I was so impressed with myself. Maar ons gaan dit vir jou leer. Ja. En dan die laaste enetjie, skus, kan ek opstaan? Ja, jy's reg. Wat ek net gou wys, is hierdie romp en ons noem dit ons patternless skirt. So ons leer om 'n rek in te sit en dan maak jy 'n rompie wat jy obviously weer en weer kan dra. En ons hart agter dit is dat ons regtig in level 1 alles vir jou leer wat jy weer kan maak. So jy kort nie 'n patroon nie. Jy hoef nie nou labwinkel toe te gaan en te skarrel van ek kort 'n patroon om ietsie te maak, want dit is amper die wanpersepsie wat mense skep met stik. Ek dink ons het almal dalk hierdie idee van hierdie kwaai tannie wat jou vingers gaan slaan met 'n liniaal want jy weet jy moet net reguit stik, but we want to make it approachable. This is not that intimidating en jy kan alles maak in level 1 weer by die huis, jy hoef nie 'n patroon te koop nie. Nou sê vir my, is alles beskikbaar daar by julle klasse? Ek meen, ek dink byvoorbeeld aan iets soos 'n naaldwerkmasjien. Yes. Kan mense met hulle eie naaldwerkmasjien opdaag? Ek weet nou nie hoe maklik dit is om met so iets te reis nie, maar of word dit verskaf? Ja, so alles is daar. Ons het masjiene. Al die girls stik op ons Benet Sew and Go ones. Jy kry jou pakkie, so jy hoef niks saam te bring nie. Goed. Maar sê nou jy het 'n masjien en jy wil graag op hom kom leer. Jy sê net vir die juffrou, hoorie, ek gaan my masjien saambring, ons maak vir jou plekkie en jy bring hom saam, but you don't need a machine to attend class. Dit is interessant om te weet. En sê vir my, hoe en waar kan mense dan nou kontak maak, sou hulle dalk belangstel om aan te sluit? So ons het 'n webwerf, sewingclub.co.za. Julle kan daar sign up vir klas. Ons is reg oor die land. So ons is in Stellenbosch, in Kaapstad, in Potch, Parys, Bloemfontein, Bethlehem, Joburg het ons 3 locations en in Pretoria en daar kom nog baie meer. Julle Durban girls, ons kom vir julle. Maar ja, hulle kan daar sign up, jy boek jou klas. Gelukkig, ongelukkig is ons klasse verskriklik vol. So ons is uitgeboek tot so Junie. So moenie skrik as jy sien is uitgeboek nie. Boek jou klas en kom klas toe. Dis my interessant dat julle wil uitbrei, jy weet, want ek dink dit is juist iets waarby ek wou uitkom. So dis wonderlik om te hoor dat julle so gretig is, jy weet, om dalk landwyd met hierdie inisiatief voort te gaan. Maar wat is jou droom vir The Sewing Club? Jy weet, as jy nou groot kan droom, wat wil jy einde ten laaste bereik? So my groot droom is om 'n ma te wees. En ek wil 'n besigheid bou wat my die geleentheid gee om 'n ma te wees. En ek dink dis like-minded mense wat in daai klas sit. Obviously mense wat klas toe kom gaan dieselfde hart hê. So my hart is dat hierdie so groot word dat ons hierdie groot community bou, dat ons mekaar ondersteun. Ons is creative en ook net om 'n stigma te kom breek dat sewing uncool is. Verstaan? So as jy my vra waar wil ek my besigheid bou? Ek wil dit bou op 'n plek waar ek 'n mamma kan wees, dat ek by my kinders kan wees. Maar as jy praat oor 'n sewing club is ek wil hierdie community bou dat mense that we revive a dying skill and we make sewing cool again. Ek dink daar is so 'n wanpersepsie dat jy moet 9 katte hê en flip and weird wees om te stik. Dit is die wanpersepsie wat mense het. Ja. And no, you can sew and it's cool. Verstaan, 'n ander wanpersepsie is jy moet arm wees. My ma het ons klere gemaak toe ons kinders was. Ja, well, let's scratch that. Okay. Jy kan klere maak. Klere maak is eintlik nie so goedkoop nie. Dis net cool. Ja. Ja. Jy het nou verduidelik van die verskillende vlakke, maar ek is ook baie nuuskierig om te weet, miskien hang dit af van mens tot mens, maar hoe lank neem so 'n reis dan, jy weet, na aanleiding van al die vaardighede wat mense aanleer? So hoe lank vat Ja, klas? so klas en dan klasse oor die algemeen, jy weet, is daar 'n paar weke wat mense met deel wees daarvan? Yes. So ek is een van daai mense, ek wil nie te lank commit nie, want sien nou iemand nooi my vir 'n braai, ek wil kan ja sê, so ek kan nie vir 8 weke commit aan ietsie nie. So die kursus is net 3 weke lank, jy kom vir 'n uur en 'n half, vir 3 weke, 1 keer 'n week, en dan is dit level 1 klaar. Dan sê nou jou sak lyk nie ook baie vol vir nog 'n klasie nie, dan kan jy bietjie spaar 3 maande, dan sign jy op vir level 2. Level 2 gaan jy 'n matching set maak, soos hier op die tafel, en dan kom jy terug weer uur en 'n half vir 3 weke en dan is dit klaar. Level 3 kom jy weer terug as jy weer geld het. So ons wil dit ook approachable maak vir mense. Ons wil dit ook nie te duur maak nie, want ja,
Daar is sekere studente of mense wat dit graag wil doen, maar jy het dalk nie geld nie, so we making it very approachable vir almal. En ek dink dit is presies wat 'n mens moet beklemtoon, die feit dat dit werklik iets vir almal is. Ja. Die jonger generasies, die ouer generasies, en ek is seker daarvan na aanleiding van hierdie gesprek vanoggend is daar 'n hele paar mense wat wil aansluit of sal wil Hoop so. aansluit. So baie dankie dat jy vanoggend hier kom kuier het. En ja, wie weet, dalk loer ek ook een van die dae in. Jy's genooi. Baie dankie. Baie dankie vir jou tyd Dankie. vanoggend. Bly ingeskakel. Ons vind net hierna meer uit oor 'n nuwe manier van oefening. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Nou as jy dink fiksheid gaan net oor harder druk, swaarder lig of vinniger hardloop, dink weer. NIA is 'n holistiese bewegingspraktyk wat fiksheid, dans en selfuitdrukking kombineer. Die bewegingskunsopvoeder en afrigter Susan Sloan, wat mense help om 'n nuwe manier om te beweeg te ontdek, was hier om meer te vertel. Where did Nia start? Yeah, so Nia arrived in the world like about 45 years ago. Oh, my word. And in the United States, there was an aerobics industry that was in full tilt. Oh, the Jane Fonda era. Yeah, exactly. And it was in the 80s. And the founder of NIA felt like there had to be something better for the joints, that people didn't get injured. Okay. So it came from that place. And initially, the acronym NIA was non-impact aerobics. Oh. And then it became neuromuscular integrative action. Oh, wow. And now it's just NIA. Lovely. You've got to love it. What does it entail? So it's mind-body movement. So that means we are not just working your physical body, but there's an emotional body, a mental body, and then we say spirit, but that's more about you, like who you are. Like Arnold Getz has got yours, you know, that's your spirit and mine. So it's really authenticity, finding yourself, discovering, you know, people do find themselves. It sounds to me like
some sports may not all cater for that whole array, or most of them, if one wants to be honest. Absolutely. Because I think people arrive to Nia in a very sort of uplifting space before they even dance, because they know that the expressive part is going to take them to a place where they can feel. What attracted you to it first? My knees. I love that. Look, I've started the healing arts and dance arts, and I really was interested in the martial arts of Nia. Okay. And that really helped me to become my own inner biokineticist. I could heal my knees and find the healing of alignment. How did you do that? Yeah, so the mind-body movement, we've got 52 moves in Nia, which creates the form as a basis. And then you're moving your body in very simple moves like closed stance where your big toes are touching. And then I got the knees to align over the second toe. And then I accessed my back body. And doing that was a life changer, because then I could find that I could be in my sensory body as well as, really connect to the masculine side, which has power from underneath and behind. It sounds like there's a lot of self-awareness that has to go with this. Absolutely, you got it, Arnold. How does one achieve that? Well, through the mind-body connection and having to focus on details like that. So, sports people, even a swimmer will focus on exactness of that, the ergodynamicness of movement. So people learn to do that mind-body thing as they're moving, and it becomes part of their DNA. How old can you be to do this, or albeit how young can you be? You can be any age. So people have started I taught Nia for kids. My own daughter did Nia from age 3 to 11. Okay. And people do it well into their 80s. And I'm sure there are people in their 90s, because you can also do it in your chair. We may actually get to that in a second. We may get to I'm that. going to ask you in a second to demonstrate that for us. What it also makes me think of is that it is rather revolutionary, isn't it? It's a revolutionary way of thinking about exercise. It is. Thank you for using that word. It is, because it's revolutionary in that it's often people find it and they say, why did I not know about this? Because something new needs to be seen over and over again for people to let it penetrate, that they can actually move like this. So yes, it is revolutionary, and people find that they are blown away, and probably they have to do it about 4 times to feel comfortable, because there are specific steps that help you stay grounded and not so much in the head. We're taking you out of that linear thinking place into a sensory place. So you're using a lot of the right brain stuff. But of course, you have to get there. There's steps. It sounds very intuitive as well. Exactly. Okay. Would you demonstrate for us, please? Absolutely. May I use a song? And please do. Okay. Please do. I'm going to use a few tools to help, people who are watching maybe. They want to get into their bodies. I was going to say, can they do this with us at home? Yes, please. Okay. It'll take 1 minute just to get into your body. So we have 13 main joints in the body. So the first joint is your ankle on the left side. Right. So we know that we can use stability to get into that ankle. There is flexibility and mobility. That's the first joint. Then there's the knee on that same left side. And the knee likes stability. It has a little bit of potential for mobility and flexibility. And then the hip is mobility, pure mobility, but also stability. So we are now warm on that side. And then there is the wrist. So the wrist is a rotational joint. So it needs a lot of movement, right? Not staticness the whole day. Biologically, we are designed to do this. And how often do we not just sit like this all day, type in a mouse? Yes. Exactly. And then there's the elbow joint. So a lot of people who do the trainings in Nia, there's 5 to 7 day trainings, and they find their elbows for the first time when they do Nia. And They find their elbows, you say? Yes, and that's a really good joint Okay. to get into, to access energy in your body. Okay. And then, of course, the shoulder joint likes to rotate. Yep. And rotational movement is how it's designed to move. So we are using the body as it was designed. So now if I stand here, I've got, okay, this side is alive. This side needs to come alive, right? So the next joint is joint number 7, which is the spine. So sacrum Okay. needs to have a little
a tail that can move, that gives you lumbar spine health. Then there's thoracic spine health. Oh, yes. We really need to learn to move the As thoracic. you get older, the thoracic area is the one area that gets really tight. Absolutely. Okay. And then cervical spine, we use a move called head and eye movement. So, some people can't drive anymore because they can't do the You peripheral can't go over thing. your shoulder left and right. Peripheral vision Exactly. goes. Yes. But if you use your eyes, you will always keep your spine and the cervical area because it's safe. You're not doing mechanical, left to Fascinating. right. Fascinating. Then the other side quickly. Yep. Yeah. And then we'll just do that quick map, elbow and wrist. So you're taking your mind, body there, right? Hip joint. Right. So we have a move called pelvic circles. Then we also have this one called the cat stance. So that develops stability Of course. in the hip, Yep. in the knee. And you'll see I've got my knee now over my second toe. So I'm accessing back body. There's the map. So now we'll dance. We've got very little time left, but we can We quickly could show do 1 people minute. one. Yes. 1 minute, hey? Excellent. Don't you love passwords? Oh, there we go. Just the wrong time to do Yeah. it. Hey. It's just like wonderful. But the song's ready. We're going to use those 13 joints now, the map. You and me, Arnold. Okay. Warming up the body, all the joints, ankles, knees, hips, wrists, elbows. Where must I look? Over there, but we're going to say goodbye, and we're asking you to do this with us. You're watching Goeiemorgen, Good Morning, and some Nia instruction for you. I hope it wakes you up in just the right way. Go, Susan, go. Pelvic circles. Let's do the other direction. Wrists, elbows, shoulders. Net hierna, 'n insiggewende gesprek oor medikasie wat die genetiese toestand akondroplasie, oftewel dwerggroei, op selvlak takel. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Vir die eerste keer is daar medikasie beskikbaar wat die genetiese toestand akondroplasie, oftewel dwerggroei, op selvlak takel en werklike verskil kan maak. Die stigter van Frederick's Growth Fund, Chantal Hall, het haar storie van 'n ma se liefde wat in aksie verander het kom deel. Dit is nou 'n missie wat hoop vir talle ander gesinne skep.
Goeiemôre, good morning en hartlik welkom Chantal. Goeiemôre, dankie vir die geleentheid. Goed, nou baie mense verstaan nie noodwendig wat akondroplasie is nie. So kan jy dit dalk net vir ons so 'n bietjie meer eenvoudig verduidelik? In algemene terme is dit dwergisme, dwerggroei. Maar ek dink die groot fout wat mense maak is hulle dink dis net kort bene en kort armpies en alles wat klein en cute is. Daar steek baie mediese nagevolge in terme van die vertraagde beengroei wat nogals ernstig is vir die kinders. Ja. En ek vind ook dat daar min inligting beskikbaar is of maklike verstaanbare inligting beskikbaar is, behalwe nou die mediese joernale wat dit duidelik maak vir wanneer ouers 'n diagnose kry in terme van 'n kind met dwerggroei. Hierdie mense se kortdode ouderdom gaan tot en met die ouderdom van 5. So ons kyk na sentrale slaapapnee as gevolg van stenose op die breinstam. So daar's baie mediese komplikasies wat ek self nie van geweet het voordat ons Frederik se diagnose gekry het nie. Sure. Nou, daar is nou vir die eerste keer medikasie wat hierdie toestand op 'n genetiese vlak pak, as 'n mens dit so kan stel. Hoe groot is so 'n deurbraak regtig? Weet jy, ons het net nou die dag 'n geleentheid gehad om op 'n radioprogram te wees. My suster was saam en sy het vir my gesê, "Gaan nie hierdie space nerd ding doen nie." En toe sê ek, weet jy, dis so groot soos Artemis 2. Want dis die eerste keer in menslike geskiedenis wat daar medisyne is vir hierdie kondisie. Tot en met dan was daar regtig nie iets wat op geen vlak die probleem gaan oplos het nie. Ja. So ek sê ook, omdat dit 'n skaars genetiese kondisie is, kry dit nie die traksie wat dit verdien nie. Ek meen, as jy dink jy kry medikasie vir blindheid, dit sal baie meer aandag trek. Maar ja, dit is besonder in die geskiedenis van tyd. Ek dink hulle het eers kon vasstel wat die geenprobleem was in 1996 en nou trek ons al in November 2021 was die eerste medikasie ge-FDA vir die kondisie en nou einde Februarie die tweede farmaseutiese company hulle medisyne geregistreer en dan staan nog 3 ander wat pipeline produkte het en dis fenomenaal as jy dink wat dit vir hierdie kinders gun as hulle toegang tot die medikasie kan kry. So, hoekom sê jy is tyd so krities wanneer dit kom by iets soos behandeling? Elke dag. Kinders groei, ek meen Frederik groei nou 'n bietjie stadiger, maar die geleentheid van geboorte tot 5, sal ek sê, groei hulle nogals redelik vinnig. So, hoe vroeër jy met die medikasie kan begin, hoe minder gaan die beenkomplikasie wees op die liggaam. So, die langtermynprobleme, so ek sê altyd, ek is baie lief vir my kind, hy kan kort en klein wees vir die res van sy lewe. Maar my bekommernis is die stenose op die rugstram. En dit raak erger hier van 9 af ouer. So hoe vroeër jy daai medikasie kan neem, kan jy seker maak dat die rugwervel se vernouing dan vermy kan word. So dit is my grootste bekommernis. En dan natuurlik ook bietjie meer mobiliteit, langer arms, jy kan meer deure oopmaak, jy weet selfs net soos om badkamer toe gaan, persoonlike higiëne meer effektief te kan hanteer as wat hulle tans kan met die korter armpies. Goed, nou, jy is van mening dat elke dag sonder medikasie 'n verlore geleentheid is. Wat beteken dit prakties vir kinders? Prakties beteken dit, as ek vandag, en ons het goeie nuus gehad, ons het nou in 2023 kwotasie gehad vir R6 miljoen vir 'n jaarsbehandeling. Dis baie geld. Maar soos ek ook sê, as dit die Here se wil is dit nie eintlik min, is dit eintlik min as dit sy wil is om dit te kry. Maar die pryse het onlangs afgegaan na 3.6 miljoen toe. So as ek vandag 3.6 miljoen gehad het, het ek onmiddellik my kind op behandeling gesit. Daar was ten minste 3-4 ander kindertjies waarvan ons weet wat ook die kondisie het wat belangstel in die medikasie. En dan geleidelik soos 'n mens meer inligting kan uitstuur, want daar's nie baie inligting oor die kondisie beskikbaar in Suid-Afrika deur Suid-Afrikaanse kundiges nie. Meeste van hierdie inligting sit oor see. So in kort, as ek vandag vir my kind die medikasie kan gee, sal dit die beste ding wees wat met my kon gebeur het kort na sy geboorte. En die mense is seker ook nou nie altyd dadelik bewus nie, so wanneer het julle uitgevind van Frederik se diagnose en hoe het dit julle as gesin beïnvloed? Weet jy, ek gaan vir jou sê, ons het baie goeie dokter in Pietersburg, dokter Kamfer. Hy het op week 30 het ons die diagnose gekry. Dit was nie noodwendig 'n goeie diagnose nie. Ons het 'n neonatale spesialis gaan sien en die diagnose was baie sleg. Die een wat ons eintlik wou sien was op verlof en dan die 2 weke van die oorspronklike diagnose tot die tweede opinie was 2 verskriklike moeilike weke vir my en my man, want die diagnose was baie sleg. So op 30 weke se swangerskap het Dr. Nerina Du Plessis by Kloof Hospitaal vir ons gesê, daar is niks fout met ons baba nie, hy dwerggroei, alles is normaal, ons hoef nie bekommerd te wees oor stilgeboorte of gesondheidsafwykings nie. So ons is toe nou redelik geseënd, maar ja, met swangerskap en dit was toe
net daai November nes die eerste medisyne geregistreer was in Amerika. So ja, dit was 'n lang pad, het was nie lekker nie. En dan die ding ook, ek dink wat baie mense vergeet is, jy gaan Google. En dis die grootste fout wat enigiemand kan doen, veral dat dit is 'n skaars kondisie. Mense verstaan nie noodwendig hoe dit werk nie en die mediese komplikasies is regtig skrikwekkend. So ja, en dis ook hoekom die fonds daar is jy spesifieke inligting vir ouers as hulle die diagnose kry om nie te hoef te gaan grou nie, om nie Little People of America te hoef te gaan kontak. Jy weet, ons is baie geseën met professor Andy by die Universiteit van Pretoria, sy het ons vreeslik mooi gedra. Ook in kontak gesit met ons baie spesiale mediese span wat so mooi na Frederik kyk. Maar daai eerste slag, die diagnose, is seker by ver die ergste vir enige ouer, want almal wil net 'n normale gesonde kind hê. So, maar ja, dit is ook een van die groot redes waarom hierdie fonds daar is. Dis ons inligting en dan is dit ook 'n bron vir donasies, mense se bydrae, dat mense dit moontlik kan maak om Frederik en sy maatjies te kan help om toegang te kry tot die medikasie. Frederick's Growth Fund. Terwyl jy net daarna verwys, wil ek ook vir jou vra, wat het julle laat besluit dat julle ander mense ook wil help? Weet jy, die feit dat ek so alleen gevoel het, dit was erg. Dit was ek en my man en almal is lief en almal ondersteun, maar niemand verstaan regtig nie. Daar is baie mediese inligting wat jy nie verstaan nie. En dan dink ek ook myself, ek wens ek was die mamma toe wie ek nou was, want dit sou my hele proses van mamma wees, angs, slaaplose aande, wakker lê en luister of my kind asemhaal, soveel makliker gemaak het om dit te kan verstaan. Anita is 'n goeie vriendin vir my, sy's Bismarck se ma en sy kon my help met goeders, maar nog steeds, jy weet, om alleen die diagnose te kry en net 'n ander ma se verwysingspunt te hê, is al klaar so 'n troos. En as 'n mens dit vir 'n ander ouer kan wees, sal ek dink al klaar groot aanwins wees. Net vinnig, is daar 'n webtuiste waar mense meer inligting in die hande kan kry en wat is dit? Ja, ons het 'n landing page op die oomblik, ons baan hom. Dit is www.fgfnpo.org en dit is die landing page wat daarop is 'n donasieknoppie vir mense wat donasies wil maak en kan maak. Ons waardeer dit. En dan as jy verder afgaan is daar 'n parents information page. Dit is 'n kort verwerking van 'n vreeslike lang mediese joernaal. Die link daarvan is ook daaraan en dan wat hierdie kinders spesifiek maak is jy kan nie, en dis wat die neonatale spesialis verkeerd gedoen het, groeipatrone op 'n normale kind se groei kaart plot nie. So die groeikaart is spesifiek tot die kinders is ook beskikbaar en dit help ouers ook om net soveel beter asem te kan haal. Ek onthou die dokter het hom geplot en hy het buite 'n A4 velletjie geval. So dit was nou nogals 'n ding. So ja, dit is fgfnpo.org. So ons is nou onlangs, seker nou ons tweede week wat hy nou al aktief is. Chantal, dankie dat jy julle storie met ons deel. Dit is so inspirerend en ons hou dit met groot belangstelling dop. Ek dink dit is belangrik om bewusmaking te skep. So ek is seker daarvan almal sal betrokke raak wat vanoggend ingeskakel is. Baie dankie. Dankie. Goed, ons is net hierna terug wanneer ons vir 'n oomblik 'n draai in die teater maak. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Na meer as 'n dekade is die ikoniese musiekblyspel Ons vir jou terug op die verhoog. Bok van Blerk vertolk die rol van generaal Koos Delaray, terwyl Nadia Bekes die rol van sy vrou vertolk. Hulle het hierdie week omkuier om meer oor die verhaal van liefde, oorlog en identiteit te deel. Goeiemôre julle tweetjies. Goeiemôre Pieter. So lekker om julle te sien. Julle is al so vroeg hier. Dit voel amper of ek moes sê goeiemiddag. Maar baie lekker. Hoe lekker is dit om te weet hy is terug op die planke? Nommer 1. Ja, dit is 'n groot voorreg om vir my weer deel te kan wees van hierdie produksie en nou ook die vreugde kan deel met Bok van Blerk. Ja, hoe amazing is dit? Ek meen om 'n rol Koos Delaray te kan vertolk, dis nou nie 'n naam waarmee jy vreemd is nie. Jy is al letterlik, kan jy maar sê jy staan in sy skoene al vir hoe lank? Ja, nee, ek en Koos stap al 'n paadjie geruime tyd. Ons is Delaray album is hierdie jaar 20 jaar oud, glo dit of jy nou wil of nie. Wow. En ja, so sy was deel van die oorspronklike produksie wat so 18 jaar terug gespeel het in die Staatsteater en ja, nou is ek in die bevoorregte posisie om in die skoene van Koos te staan en te voel en ja, wat 'n voorreg en lekker uitdaging en pret saam met Nadia. Voordat ek by al die uitdagings en die pret en dinge kom, vir jou was dit seker maklik om net weer die rol te kan. Kyk, destyds Pieter was ek in die ensemble gewees. My pa het toe nou nog die rol van Delaray vertolk, Roel Bekes. En dit was baie lekker ook om saam met hom te werk. En hierdie voel vir my 'n bietjie soos 'n full circle moment, maar hierdie keer het ek woorde wat ek sê en ek speel 'n rol. So ook groot skoene om vol te staan. Nog net Delaray is regtig 'n baie standvastige, gevestigde karakter. So is my lekker om haar te kan vertolk. Ek kan nie glo dit is 18 jaar terug nie. Dit voel vir my of ek nog letterlik daar in die gehoor sit en die hele ding gesien speel het en so. Wat kan mense meer verwag ook wat hierdie ronde aan betref? Ek dink heeltemal 'n nuwe cast, soos ons dit mos maar sê. Ja, ek dink behalwe vir Nadia wat nou. Ja, wow. Weer daar. Ek wou nou aan hier, maar ek dink jy van my ouderdom weg. Sy het hier van die wings in die agtergrond af begin vorentoe skuif. Ek het nou net gesê Delaray album is 20 jaar oud. So ek ja. En die grys baard wat ek moet groei vir die rol help ook nie. Dis 'n moeilike storie. Dit is gekleer, hoor. Ja, dis 'n moeilike storie. Maar ek moet sê alles wat jy wil hê moet daar wees is daar. Al die pragtige musiek, die storie, die teks, al daai goeders is dieselfde, maar 'n opwindende nuwe geselskap. Janus Erasmus, 'n nuwe regisseur. Ons het die Afriforum Theater is 'n nuwe verhoog, 'n nuwe stel deur Wilhelm. Daar is van die oorspronklike kostuums wat ons weer gaan gebruik, maar daar is ook 'n paar nuwe toevoegings. En ek dink dit is net toeganklik gemaak vir die gehoor wat ons vandag toespreek. Net vir mense wat ook nou dalk 18 jaar terug nie heeltemal daar was en so nie. Jy weet in kort waaroor gaan hierdie produksie? Ek weet dit speel af tydens die Tweede Wêreldoorlog onder andere. Net so in kort. Ja, dit is basies eintlik die storie van Delaray en ek dink dit is geskei nadat die sukses van die album Delaray en die liedjie het hulle dit goed gedink om die Ons vir jou op die planke te bring. So is 'n bietjie van Delaray se storie. En ja, die Tweede Vryheidsoorlog van toe die Engelse weer vir ons gekom het. Ja, dit is nie net 'n oorlogstorie nie en dit is nie dis nie politiek gedrewe nie. Dit is net 'n mooi storie wat baie ander goeters ook saamvat soos verhoudings, liefde en daar's soveel dieper stories binne in die storie wat dit natuurlik baie interessant en lekker maak om te kyk, ja. Ja, ek dink vir al die pa en seun verhouding word ook baie mooi tentoongestel in hierdie produksie. Ek dink terug toe ek 'n chokkertjie was, sê graad 1 of sub A, hoe jy hom ook al sien, het jy langspeelplate geluister met die storie van Rageltjie die Beer en daai tipe van goed. Ek voel amper dis dalk hoekom mense ook aanklank vind nog by 'n produksie soos hierdie, want
dis 'n storie wat jy half die geskiedenis geniet, maar daar's ook die nuwe storie en 'n nuwe manier van hoe ons maar in hierdie era leef en goeders wat mense dit ook kan sien en interpreteer. En omdat daar verskillende stories is, soos Bok gesê het, identifiseer, is daar iets vir almal om mee te identifiseer. Die liefdesverhaal, die man en vrou, die pa en seun, die jong liefde, daar's so baie goed wat aangaan. Ek dink ons sal regtig ietsie wees vir almal. Ja, en ek het ook weer besef hoe belangrik is dit om hierdie geskiedenisstories te onthou. Ons hoor dit baie keer en ons sien die goeders, maar ek leef myself nou weer so in met hierdie teks wat ek lees. En ook wat gebeur het, ek het dit 'n ander dag van Nadia ook vertel, my seentjie het begin lees, hy het die tekste daar op die tafel gelê, begin hy blaai, begin hy my vra en toe is dit daardie perfekte geleentheid om 'n bietjie te vertel waar ons vandaan kom. En ek net toe kom so ek vertel het, is dit eintlik 'n wonderwerk dat ons as Suid-Afrikaners nog hierso is, want ons moes 'n paar keer uitgewis gewees het in die oorlog wat ons geveg het om tot hier te kom, wat merkwaardig is, en dan voel jy soveel meer trots om hier te wees en iets om regtig te onthou en oor te praat. Ja. Nadia, op die verhoog is een ding, ek meen die sing kom ook maklike goeders, maar Bok, vir jou was dit seker 'n uitdaging, want kyk, ek gaan nou nie sê jy soos ek nie, want ek sukkel partykeer om 'n nuwe liedjie se woorde in my kop te hou en te kry. Julle onderskat julleself altyd van julle. So dit was seker nou nogal 'n storie om 'n karakter te vertolk en al hierdie tekste gaan leer. Hoeveel tyd het jy? Hy doen baie goed, laat ek nou vir jou sê. Ek het genoeg tyd dat ons kan afsluit om te sê goeiemôre, is 'n lekker middag hier vanaand. Nee, Pieter, ja, soos jy sê, dit is nogal 'n uitdaging. Ek het al films en goeders gedoen, maar hier is bietjie iets anders. Dit is my eerste teater wat ek doen, wat 'n uitdaging in homself is. So dit gewoonlik leer jy die teks en dan moet jy dit doen vir die film, en as jy dit gedoen het, dan vergeet jy dit. Hier kan ek dit nie vergeet nie. Nee. En ek het baie stukkies wat ek moet leer, en ek soek soos jy, ek het 'n matrieklaas geleer. Maar die woorde, ja, dit is nogal 'n uitdaging, maar dis 'n lekker uitdaging. Ek geniet dit regtig. Dit is ek het so rukkie terug vir die Here gevra om my ietsie oor my pad te bring, om 'n bietjie verandering te bring, ietsie anders, en toe kom sit hy hier op my skinkbord. Hoe beautiful is dit nie? Voorreg om dit te kan doen, en dit hou my op my tone, soos ek sê. So ek hooplik onthou ek die liedjie se woorde makliker. En van die liedjies in die blyspel ken ek nou al lank, maar nou sing ek hulle nie eers nie, want ek speel Delaray, so ek kan nie Delaray sing. Hy sing Delaray vir hom, hy sing nie eers Delaray nie. En dis interessant, is amper soos jy ook sê, met jou pa wat die rol vertolk het, wat dit vir jou vol sirkel is, en met jou ook wat die liedjie was so suksesvol, daar's 'n blyspel oor hom geskryf, en hier is jy nou deel daarvan soveel jare later. Ja, presies, dit is definitief 'n vol sirkel vir my, 20 jaar later, en op die jaar wat ons 20 jaar van Delaray herdenk, om hierdie te doen, so ja, dit is 'n groot viering van die hele storie en 'n volle sirkel vir my. Lekker, so die broek het gebeur na die my sê die audisie, ek bedoel die ding mooi geslaag. Daar's nie nodig vir audisie nie, want wie gaan nou audisie doen as jy nou vir Bok wil kry om Delaray te vertel? Ek het audisie, ek het gelukkig 'n rol gekry, so ek is baie bly. En ek wil net ook byvoeg, Johan Foster wat nou saam ook aan die musiek werk. Dit was Sean Els, Dion Opperman en Johan wat nou weer met die musiek werk, is ook so passievolle oor. Is so wonderlik ook om te sien hoe hy alles weer herontdek en net seker maak oor elke noot en party goeie selfs verbeter en sê maar hy daai tyd dit gedink en nou dat hy nuwe goeders aangeleer het. So dit is net 'n baie lekker organiese proses om dit weer te herontdek. Ons moet afsluit, van wanneer af is hy by die Afriforum? Waar kry ons kaartjies? Hy's van 29 April by die Afriforum Theater. Kaartjies is beskikbaar by onsvirjou.com. Mense moet gaan kyk. Ek weet hulle vlieg al. Ek weet daar's 'n paar vertonings al reeds uitverkoop. Lekker. En wat lekker is, die vertonings is nie almal op dieselfde tyd op dieselfde dag nie. Daar is regtig verskillende tye, naweke, middag vertonings. Maak 'n plan, kom kyk as jou. Baie dankie dat julle die week weer saam met ons deurgebring het. Ons sien julle maandagooggend 6:00 weer op Via. Hallo, ek is Dousie en julle luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning op Via kanaal 147.